Goeiemôre almal. Het is my lekker om met julle te lees vanoggend. Om my boodskap oopmaak. Julle kan julle Bybel so lank vat na Psalm hoofstuk 1. Ons boodskap gaan vanoggend wees in Psalm hoofstuk 1. Dit is 'n baie eenvoudige Psalm, slegs 6 verse en as jy Psalm in 2 dele opdeel, dan sal jy sien die eerste deel praat van die man wat geseënd is, wat welgeluksalig is, en dan die tweede deel, die laaste 3 verse gaan oor die vervloekte man, wat nie soos die geseënde man is nie. Soos 'n eenvoudige Psalm, dit is soos wat Jeremia gesê het in Psalm Jeremia hoofstuk 21 vers 8, waar hy gesê het, ek gee vir julle 2 paaie, lewe of dood. En dis basies wat hierdie Psalm doen. Dit gaan oor die geseënde man, dit gaan oor die vervloekte man. En in hierdie lewe kan ons of die geseënde man wees, of ons kan die vervloekte man wees. En ons gaan vandag kyk na 3 eienskappe van die geseënde man. En ek sal dit vlugtelik opnoem. Die eerste eienskap wat in die geseënde man se lewe is dat hy vermy die goddelose mense. Hy vermy ongeredde mense. Die tweede eienskap van die geseënde man is dat hy soek goddelike raad. Hy soek sy raad in die woord van God. En dan ons derde eienskap wat ons na gaan kyk is dat die geseënde man dra vrug. En dan sal ons die boodskap afsluit met die vervloekte man en sy eienskappe. So voor ons begin met die boodskap, kom ons gaan na die Here toe en ons vra vir hom vir sy hulp en sy genade. Here, ons kom na U vanoggend, ons Hemelse Vader, in ons lewe in hierdie sondige wêreld. En Here, ons sê vir U dankie vir U getrouheid aan ons, U liefde, U genade aan ons. En dankie dat U so vir ons omgee en na ons kyk. Here, ons sê vir U dankie vir U woord veral en die seëning wat dit in ons lewe is en die seëning wat dit kan wees in ons lewe. Here, ek bid dat U met ons sal praat vandag deur die woord en dat U vir ons genade sal gee om te luister, dat U ons oë sal oopmaak, dat ons wonderlike goed in die woord sal sien en dat U ons ore sal oopmaak, dat ons U Gees sal hoor soos wat hy vir ons leer. Here, ek bid dat U met ons sal wees en dat U verheerlik sal word met alles wat ons sê, dink en doen in hierdie diens. In Jesus naam alleen. Amen. Kom ons lees deur die hele Psalm, die 6 verse, en dan sal ons kyk na al die eienskappe. Vers 1, Psalm 1 vers 1, dit sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Ons eerste eienskap wat ons vandag sien van die geseënde man, soos ek al reeds genoem het, is dat die geseënde man vermy goddelose mense, die ongeredde mense. Hy vermy hulle raad, want die raad van die goddelose sal hom lei tot in sonde. En die Bybel sê dat slegte raad, slegte geselskap bederf goeie sedes. Wat dit bedoel is dat as ons in slegte geselskap is, gaan ons goeie waardes karakter, is die Engelse woord. Dit is nie andersom nie. Dit is nie ons gaan die ongeredde mense beïnvloed nie. Dit is andersom. Hulle gaan vir ons beïnvloed. Dis wat die Bybel sê. En ons kan dink dat ons gaan die ongereddes beïnvloed. Ons kan nie. Al wat die ongereddes sal beïnvloed is die evangelie. Dit is die krag van God wat mense verander. Die Heilige Gees is die een wat mense verander. Ongelukkig, as ons met goddeloses gaan uithang, dan gaan hulle ons waardes bederf.
As ons na goddelose mense luister en met sondaars begin meng, die Psalm sê vir ons luister na hulle, dan staan ons met hulle in die weg van die sondaars, en dan voor ons oë uitvee, sit ons saam met hulle in die kring van die spotters. Dit is die afwaartse spiraal wat ons sien. Sonde gaan altyd van sleg na slegter, dit word altyd erger. So ons luister net, wandel in die raad van die goddelose, jy luister na hulle, dan staan jy in die weg van die sondaars, en dan kort voor lang sit jy in die kring van die spotters, en ons spot vir God, met die manier wat ons lewe. Dit is die gevaar vir elke gelowige, as hy met goddelose mense uithang, hulle gaan ons beïnvloed. En daarom sê die Bybel, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Die Bybel waarsku gelowiges om nie met goddelose mense uit te hang nie. Die Bybel sê dat ons met slegte geselskap vermy. As ons kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 14 tot 17, dan sien ons hier die ernstige waarskuwing wat God vir sy mense gee. Dit is 'n waarskuwing vir gelowiges. Veral as ons trou, as ons vriende kies, as ons in besigheid ingaan, Bybel waarsku vir ons, moenie meng met die ongelowiges nie. Trou, vriende, besigheid, moenie meng met ongelowiges nie. 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 14 tot 17, wat sê, moenie in dieselfde juk met ongelowiges trek nie, want watter deelgenootskap het geregtigheid met ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, net soos wat God gesê het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Hier is die waarskuwing, daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here. Die Bybel sê vir ons, as ons afsonder van ongelowiges, want ons het niks in gemeenskap met hulle nie. In hierdie Psalm sien ons 2 verskillende mense. Ons sien die geseënde man, en ons sien die vervloekte man. 2 verskillende mense, wat absoluut niks in gemeen het met mekaar nie. Die geseënde man, en die vervloekte man, is op 2 verskillende weë. Die een is op die weg van geregtigheid, die ander is op die weg van die sondaars. Die geseënde man en die vervloekte man het ook 2 verskillende resultate. Die een is 'n groot sterk boom, waarna ons gaan kyk vanoggend, wat vrug dra. Die ander is nuttelose kaf. Die derde een wat ons sien, die geseënde man en die vervloekte man het 2 verskillende eindbestemmings. Die een is op pad na die ewige lewe, die ander een na die ewige dood. Sien, die geseënde man en die vervloekte man is presies die teenoorgestelde. En dit is hoekom gelowiges nie met ongelowiges moet meng nie. Ongelowiges sal gelowiges afsleep en ons beroof van ons seëninge. Daarom sê die Bybel, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Hulle sal vir jou 'n leuen verkoop en vir jou vertel dat die lewe beter sal wees sonder God. Dit is hoe die vervloekte man leef. Hy lewe vir homself en hy het niks te doen met God nie. Hy het geen behaag in sy woord nie. Die vervloekte man leef onder die mag van Satan, die bose een. Die duiwel wil die vervloekte man blind en verslaaf hou aan verskeie dinge. En dis kan ongeredde mense 'n gewig wees in ons lewens wat ons aftrek. Die ongeredde man lewe net soos wat hy wil, geen morele waardes nie. En as ons met hulle meng, dan trek hulle vir ons af. In vandag se tyd kan slimfone ook baie vinnig die raad van die goddelose word. Kan baie vinnig daardie plek vat. En vandag sosiale media is een van die grootste vorms van misleiding wat die duiwel gebruik. Sosiale media is waar mense hulle self liefhet, ander oordeel, en waar hulle die sê goed van die wêreld leer, soos jy kan jou eie God wees, dis die raad van die goddelose, jy kan jou eie God wees,
Doen wat jy wil, wanneer jy wil, soveel as wat jy wil. Jy lewe net een keer. Doen wat vir jou gelukkig maak. Dit is die raad wat die wêreld gee. En 1 Petrus hoofstuk 4 vers 2 tot 5 sê vir ons dat ons al reeds ons kans gehad om soos daai te lewe. Voor ons gered was, dit was ons geleentheid gewees om soos die wêreld te lewe. Maar nou is dit genoeg. Dit sê so in 1 Petrus hoofstuk 4 vers 2 tot 5 om nie meer aan die begeerlikhede van mense nie, maar van die wil van God die oorige tyd in die vlees te lewe. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, wynsug, brassery, drinkpartytjies en ongeoorloofde afgoderye, en daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van liederlikheid nie, en hulle laster, maar hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Sien die heidene, die goddelose man, lewe vir homself. Dit gaan oor hoe hy voel. Hy doen wat vir hom gelukkig maak. In Engels is die woord sensuality. Die Bybel sê, die regverdige man lewe nie as, volgens gevoelens nie. Hy lewe volgens geloof in die Here. Die wêreld sien, hierdie vers sê vir ons, die wêreld sien, hulle kyk na ons, en hulle is verbaas, dat ons nie soos hulle lewe nie. En dan stoot hulle ons weg. Maar gelukkig eindig die vers nie daar nie, dit sê, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. So, die Bybel sê vir ons in Psalm 1 volgende, ons moet versigtig wees met wie ons meng. As ons meng met die goddelose, sal ons onsself vind, dat ons luister, dan staan met hulle in die weg van die sondaars, en dan sal ons sit saam met hulle in die kring van die spotters. En dit bring ons by die tweede punt vanoggend. Die eerste punt, die geseënde man vermy die goddelose. Ons tweede punt is die geseënde man luister na God. Dis 'n eienskap van die geseënde man. Hy luister na God. Hy soek goddelike raad. Vers 2 sê van die geseënde man, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. So ons sien die geseënde man vermy die goddelose. Hy draai weg van hulle af en hulle korrupte wysheid na die lewende woord van God. Hy draai weg van hulle af na God toe. Die vraag vanoggend is, het ons 'n behaag in God se woord, soos wat ons behoort te hê? Is ons opgewonde oor God se woord? As ons opstaan in die oggend, is dit die eerste ding wat ons gryp? Of is dit die eerste ding wat ons gryp? Sien ons het 'n keuse, het ons 'n behaag in God se woord vandag? Vandag se tyd is dit, veral nou onder die jong mense, is dat die eerste wat ons gryp is die foon, of ons gryp die rekenaar, of wat ook al, ons gryp iets anderste, en nie na God nie. Het ons 'n behaag in God se woord? Is dit vir ons 'n vreugde om God se woord oop te maak, en dit te bestudeer? Nie net te lees nie, dat jou oë oor die woorde gaan, en dan sê jy hoofstuk klaar gemaak en dan die Bybel toe, en jy tik jou boksie af vir die dag, ek het God se woord gelees, en God is nou gelukkig met my. Nee, die geseënde man, die man wat welgeluksalig is, hy bestudeer God se woord, en hy oordink dit dag en nag. Dag en nag. Dink aan in die wêreld waarin ons nou lewe, met hoe besig dit is. Alles beweeg teen sulke vinnige spoed. En dan vra ons, hoekom kan ons nie in God se woord lees nie? En ons maak al die verskonings, hoekom ons nie in God se woord kan lees nie, want ek is so besig en ek het al hierdie goed om te doen. Dink aan koning Dawid. Hoeveel verantwoordelikheid het hy nie gehad nie? Hy moes oorlog maak, moes opdragte uitvoer, al die mense het na hom toe gekom vir raad. Hy is die koning van Israel gewees. Maar hy het nog steeds tyd gehad om al die psalms te skryf. Hy het nog steeds tyd gehad om God se woord te oordink. En hy het gesê, hy oordink God se woord dag en nag. Dink aan Dawid. En behalwe al die verantwoordelikhede wat hy gehad het, het hy al die mense gehad wat hom wil doodmaak. Hy moes
altyd gevlug het vir sy lewe. Sy eie seun wou hom doodmaak. Saulus wou hom doodmaak. Almal wou vir Dawid doodmaak. Nog steeds het hy tyd gehad vir God se woord. Ons het geen verskoning in vandag se tyd hoekom ons nie in die woord van God kan wees nie. Die man wat wel geluksalig is, maak die woord van God 'n prioriteit. Dis 'n prioriteit. Dit is eerste op sy lysie. En die probleem wat ons sien in Openbaring hoofstuk 1 of 2, waar ons kyk na die kerk van Efesus, is dat hulle eerste liefde verlaat. Sien, God was op die boonste rakkie gewees, maar daar was soveel ander goed wat ook op die boonste rakkie opgepas het. God was daar, maar daar was soveel goeders wat op dieselfde vlak as hy behandel was. En God het al hoe minder belangrik begin raak. En dan die ander kerke, het ons gesien in Openbaring, het vir God heeltemal weggestoot. Hulle het lauwarm begin lewe. Of die ander kerk het begin lewe soos die wêreld. Hulle het 'n naam gehad dat hulle lewendig was, maar hulle is eintlik dood. Dit is die gevaar wat ons het as ons nie in die woord van God is nie. Wel geluksalig is die man wat wel in die woord van God is. En mense, ek het al gehoor dat mense sê hulle moet tyd uit hulle dag uitkerf om met God tyd te spandeer in sy woord. Dit moet eintlik andersom wees. God moet eerste prioriteit hê in ons lewe. Hy verdien dit om eerste prioriteit in ons lewe te hê. En die Bybel sê wel geluksalig is hy wat God se woord 'n prioriteit maak, wat behaag het in die wet van die Here en wat sy wet oordink dag en nag. Soms gaan ons deur die lewe en ons dink onsself, ons voel nie geseënd nie, ons voel nie wel geluksalig nie. Ons voel af. En dit is omdat ons nie in die woord van God is nie. Die geseënde man doen wat? Vers 2, sy behaag in die wet van die Here. En hierdie afgelope week het ek en Nico en Pastor Kel het ons die doctrine geleer van die 33 geestelike seëninge wat elke gelowige het. En wow, is wonderlik as jy die Bybel oopmaak en jy sien die seëninge wat ons het as gelowiges. En is so hartseer dat meeste Christene in vandag se tyd, hulle ken nie die woord nie. Hulle weet nie van hierdie seëninge nie. En hulle stap deur die lewe en hulle weet nie van hierdie nie. En hulle is nie wel geluksalig nie, want hulle is nie in die woord om hierdie goed te sien nie. En ek wil baie graag vir julle net hierdie 33 seëninge wat elke gelowige het opnoem. En ek sal net vlugtelik deur hulle lees. En luister, miskien herken jy een van hulle. Die eerste ene is verlossing. Ons is, as ons die woord van God oopmaak, sien ons dat ons is verlos. As gelowiges is ons verlos van ons sondes. Ons het versoening. Daar's 'n versoeningsoffer, Jesus Christus. Ons het vergifnis. Ons is regverdig gemaak in God se oë. Ons kan uitsien na verheerliking. Eendag as die wegraaking gebeur, gaan ons hele liggaam verander word. Ons gaan nuwe liggame kry. Ons gaan vryheid hê van sonde af. Verheerliking, bevryding. Ons harte is besny. Ons is aanvaarbaar vir God. Ons is aanvaarbaar vir God. Die Bybel sê, hier is my seun, en hy is, in Engels sê, this is my son in whom I am well pleased. En as ons in Christus is ons aanvaarbaar vir God. Daai is 'n seëning, ons is aanvaarbaar vir God. Ons is die eerstelinge van die Heilige Gees. Luister hierdie ene, ons is in die ewige plan van God. Die ewige plan van God. Ons is gebou op die rots, die Messias. Ons is naby gebring aan God. Ons is lede van 'n heilige, koninklike priesterdom. Ons is oorgedra in die koninkryk van God. Ons is 'n uitverkore geslag, 'n heilige nasie, 'n eiendomsvolk. Ons is burgers van die hemel. Ons is nie van die aarde nie. Ons is burgers van die hemel. Ons burgerskap is in die hemel. Ons is in die gesin van die almagtige God. Ons is aangeneem as sy kinders. Ons is kinders van God. Ons is deel van die gemeenskap met die heiliges. Ons is in die lig van die Here. Ons het hemelse assosiasies. Ons is voltooi. In God se oë is ons alreeds perfek. Prakties lyk dit nie so nie, want ons sondig nog steeds. Maar as jy 'n gelowige is, sien God vir jou deur die lens van Christus. Jy's in Christus en daarom is jy in God se oë alreeds perfek. Daai is 'n seëning.
Ons is in besit van elke geestelike seëning. Vroegopenbaar het net 33 opgenoem, maar seker van daar soveel meer. Pastor Kel het nou die dag 34ste een bygesit. Ons is in die lig van die hemel, ons het hemelse assosiasies, ons is 'n geskenk van God die Vader aan God die Seun. Ons is erfgename, ons is vrygemaak van die wet. Imagine ons is Christene en ons lewe, ons probeer nog steeds onder die wet lewe. Dis 'n seëning, ons is vrygemaak van die wet. Ons hoef nie volgens die wet van Moses te lewe nie. Ons is vrygestel van dit. Jesus het dit volmaak. Ons het 'n nuwe wet waarvolgens ons lewe, die wet van die Here Jesus Christus. Ons is verenig met God die Vader, God die Seun en met God die Heilige Gees. Ons het toegang tot God ten alle tye. Maak nie saak waar ons is nie. Ons het altyd toegang tot God. En ons is in die baie meer sorg van God. Ek het vanoggend met my ma vinnig vlugtelik deur die laaste een gegaan. Ons is binne die baie meer sorg van God. En dit is sulke seëning as ons die woord van God oopmaak en jy gaan na elke een van hierdie 33 seëninge en jy gaan lees dit vir jouself in die Bybel en jy sien dit vir jouself en jy doen navorsing oor dit, jy bestudeer dit. Wow, welgeluksalig is die man wat behaag het in die wet van die Here, wat sy wet oordink dag en nag. Die geseënde man voed op die woord van God. Dit is sy enigste behaag. Dit hoef nie te kompeteer met die ander goed in die wêreld nie. Dit moet nie kompeteer met die ander goed in die wêreld nie. Dis veronderstel om die enigste ding op die boonste rakkie te wees. Ons moet lewe volgens God se woord, dit bestudeer en dit oordink dag en nag. En dan moet ons lewe in gehoorsaamheid tot die woord van God. Dan sal ons welgeluksalig wees, wanneer ons doen wat die woord van God sê ons moet doen. Luister na wat Dawid gesê het in Psalm 119 vers 11 en 16. Dit sê, ek het u woord in my hart geberg, dat ek nie teen u sou sondig nie. Lofwaardig is u, o Here. Leer my u insettinge. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Ek is bly in die weg van u getuienisse, soos allerhande rykdom. Ek wil u bevelle oordink en op u paaie let. Ek sal my verlustig in u insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. Dawid het waarlik 'n behaag gehad in God se woord. Jeremia was nog iemand wat 'n behaag gehad het in God se woord. Een van my gunsteling versies in die Bybel, Jeremia 15 vers 16. Toe u woorde gevind is, het ek dit opgeëet. En u woorde was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here God van die leerskare. Jeremia het God se woord gevind, hy het dit geëet, met ander woorde, hy het dit bestudeer, en wat het geword? Dit het vir hom 'n vreugde en 'n behaag geword. Sien, die geseënde man het 'n behaag in die wet van die woord van die Here. As jy 'n geseënde man vandag wil wees, dan behoort jy ook 'n behaag te hê in God se woord. Begin om God se woord daagliks te lees. Begin in die oggend, die eerste ding, met 'n gebed en vra vir die Here om sy woord oop te maak vir jou, dat hy met jou sal praat. Here, hoekom het u dit gesê? Wat wil u hê moet ek doen omtrent dit? Bestudeer dit en dan sal hy vir ons leer. Hy sal vir ons wys. Dit is sy wil vir ons om sy woord te leer en dit doen wat dit sê. Daai is die tweede eienskap van die geseënde man. Hy het 'n behaag in God se woord. Eerste ene is, hy vermy die goddelose. Die tweede ene is, hy het 'n behaag in die wet van die Here. Ons derde eienskap vandag sal ons sien is die resultaat. Wat is die resultaat van dit? Die geseënde man, omdat hy wegbly van die goddelose, omdat hy in die woord van die Here is, wat is die resultaat? Ons sien in vers 3, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dis die resultaat. Hy's 'n boom wat geplant is by waterstrome. Hy dra sy vrugte op sy tyd. Sy blare verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Die geseënde man word vergelyk met 'n groot boom, een wat stewig geplant is, ferm geplant.
Hy's stewig geplant, hy's onbeweeglik. Dis amper soos die gelykenis wat Jesus vertel het van die huis wat gebou was op die rots, nie op die sand nie. En die woord van God vandag bemoedig ons, dit vestig ons, soos 'n boom wat stewig geplant is. Die woord van God is belangrik, dit is belangrik dat ons dit leer en dit goed ken. Die woord van God hier in Psalm 1 is vergelyk met waterstrome. Sonder water, wat gebeur met 'n boom? Dit sterf. So is dit met elke gelowige. Sonder die woord van God kan die gelowige nie oorleef nie. As gelowiges moet ons drink daagliks van die strome van die lewende woord van God. En ons moet in gehoorsaamheid lewe aan wat dit sê. Dan sal ons vrugte dra in ons tyd vir God. Wat se vrugte? Die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En sulke dinge is die wet nie. Dis die vrugte wat die geseënde man dra. Dit is die vrugte wat jy sal dra as jy vir God toelaat om vir jou te lei deur sy Gees, terwyl jy God se woord bestudeer en doen wat dit sê. Die geseënde man se blare verwelk nie. Hy's voorspoedig, want God beloon altyd gehoorsaamheid. Hy wil ons beloon vir ons gehoorsaamheid, maar hy kan dit slegs doen as ons gehoorsaam is aan sy woord. Die interessante ding is dat die goddelose man dra ook vrugte. Die welgeluksalige man dra vrugte, die goddelose man dra ook vrugte. Jy kry goeie vrugte, slegte vrugte. Die vrugte van die goddelose man is vers 19 tot 21 in Galasiërs 5. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf waarsku, soos ek al van tevore gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Sien, die goddelose man dra ook vrugte, maar hy is nie voorspoedig nie, en hy gaan ook nie die koninkryk van God binne nie. Dit bring ons by ons laaste punt. Die goddelose man is soos nuttelose kaf wat vergaan. Dis 'n wonderlike prentjie wat hierdie Psalm vir ons teken. Ons sien die welgeluksalige man, hy is welgeluksalig, hy wandel nie in die raad van die goddeloses nie, hy staan nie in die weg van die sondaars nie, hy sit nie in die kring van die spotters nie, en sy enigste behaag is in die woord van God. En dan is hy die boom wat geplant is by waterstrome, wat vrugte dra, sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dis 'n wonderlike prentjie wat die Here teken van die geseënde man. Maar kyk hierdie prentjie wat God vir ons skets van die vervloekte man. Die goddelose man is soos nuttelose kaf wat vergaan. Vers 4 sê, so is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Net soos die geseënde man 'n stewige, geplante, geseënde, vrugbare boom is, net so is die goddelose man nuttelose kaf in God se oë. Wat is kaf? Dit is daardie, nou die woorde van dit is soos die kapsule wat rondom die graan is. Wanneer die graan reg is, dan haal mens die kaf af, en die kaf hier, en die graan is hier, en die kaf gooi mens weg, en die graan is waardevol. Dit is wat die vervloekte man is in God se oë. Dis kaf, dis nutteloos. En die wind kom en dit waai die kaf weg. Kaf het geen inhoud. Dit lyk soos graan, maar dit kort gewig. Goddelose mense kort geestelike inhoud. Hulle kort morele waarde, hulle het dit nie. Onthou, die goddelose mense lewe net vir hulle self. Hulle leef op 'n pad, die pad van die sondaars, 'n pad met hierdie groot advertensiebord langs die kant, wat vir jou sê, jy is jou eie God, doen wat jou gelukkig maak, jy lewe net een keer. Luister wat sê Romeine hoofstuk 1 vers 28 tot 32 vir ons, oor die goddelose man. Dit sê,
En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, hulle nie vir God erken nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid. Met ander woorde, God het vir hulle gesê, gaan aan, doen wat julle wil doen, en kyk hoe ver dat julle gaan bring, om dinge te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol afguns, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootsprekers, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, barmhartigloos, mense wat, alhoewel hulle die verordening van God ken, hulle weet van God, hulle weet wat hy sê, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Sien, God het die goddelose man oorgegee aan dit wat nie betaam is nie. Hy het gesê, gaan aan. Hulle wil nie vir God erken nie, gaan aan, doen wat julle wil doen. Maar weet, dat hulle is waardig, hulle verdien die dood, hulle gaan nie die koninkryk van God vererwe nie. God het hulle oorgegee aan hulle slegte gesindheid. Kaf is nutteloos in God se oë. En dit is die prentjie wat hy skape van die goddelose man. Kaf is ook tydelik. Sien, ons lewe net 'n kort tydjie op hierdie aarde. Elke man het net 'n kort tydjie gekry wat hy kan lewe. Die goddelose man gaan eendag van 'n tyd doodgaan. En dan is dit die ewige dood. Dit is tydelik. Kyk wat die teks sê, vers 4, die goddelose mense is nie so nie, maar hulle is soos kaf wat die wind verstrooi. So hulle is kaf, hulle is nutteloos en die wind verstrooi dit. Wat is die wind? Die wind verwys na God se oordeel, die oordeelsdag van God. Die goddelose mense gaan vernietig word. Hulle gaan nie in die vers 5 sê, daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel van die sondaars, en daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Die goddelose man gaan nie die koninkryk van God vererwe nie. Hy gaan in 'n heeltemal 'n ander oordeel staan. Die regverdige man staan in die oordeel, nie vir sy sonde nie, maar om beloon te word vir sy goeie dade wat hy gedoen het vir die Here. Die goddelose man alhoewel staan voor 'n groot wit troon. En ons sien dit in Openbaring hoofstuk 20 vers 11 tot 20. Dit vertel vir ons, dit sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie die aangesig van die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, groot en klein, die ongereddes met ander woorde, ryk en arm, maak nie saak wie hulle is nie. Hulle is buite Christus voor God gesien staan. En die boeke is geopen. En 'n ander boek is geopen, naamlik die boek van die lewe. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is. Hier is al hulle sondes neergeskryf. Hulle het net die hele lewe deurgestap en gedink, hulle kom weg met hulle sonde. Want 'n weerligstraal het my nie getref terwyl ek gesondig het nie. So, hulle dink God is okay met dit. Nee, God het hulle oorgegee. Ons het gesien in Romeine, hoofstuk 1, God het hulle oorgegee. Hy sê, doen wat julle wil, maar kyk waar dit vir julle gaan bring. Hulle is waardig van die dood. En hier staan hulle voor die groot wit troon eendag, en al hulle sondes is neergeskryf in hierdie boeke. En nog 'n boek word oopgemaak, die boek van die lewe. Wie se naam is daar binne? Dies wat glo in die Here Jesus Christus. Die goddelose, hulle naam is nie in daardie boek nie. En hulle word veroordeel volgens elke een van hulle werke. En die dood en die doderyk is in die poel van die vuur gewerp. Dis ook Openbaring hoofstuk 20. Dit is die tweede dood. En as dit gevind is dat iemand nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van die vuur gewerp. Wow. Hoe kry ons naam in die boek van die lewe? Dis die vraag. Jy sit dalk hier vandag en jy is nie seker of jy op die regte pad is nie. Of miskien weet jy dat jy is op die verkeerde pad. As jy van die pad van die sonde af wil kom, wegkom,
en jy sit vandag hier en jy wil die geseënde man wees, wat nie op die pad van die sonde staan nie. Luister baie mooi. As jy op daardie pad bly, sal jy eendag in die hel beland. Want die loon van ons sondes is dood, as die Bybel sê. Die Bybel sê ons almal het gesondig, Romeine 3 vers 23. Elkeen het gesondig teen die Here Jesus Christus, deur ons God. En die loon van ons sondes is die dood. En die Bybel sê, as ons sê ons het nie gesondig nie, 1 Johannes hoofstuk 1, dan maak ons vir God 'n leienaar. Ons almal het gesondig. En die loon vir ons sondes is dood, fisiese dood en 'n ewige dood in die hel. Maar die goeie nuus is, God wil nie hê dat enigiemand moet hel toe gaan nie. Dit is hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. Hy is begrawe en hy het opgestaan uit die dood, om ons van al ons sondes te vergewe. Self daardie vreeslike sondes, waarvan jy wens, niemand sal ooit uitvind nie. Jesus het gesterf aan die sondes aan die kruis vir daardie sondes. Hoe kan ons hierdie ewige lewe ontvang? Hoe kan ons vergifnis ontvang van ons sondes? Glo in Jesus Christus, dat hy aan die kruis gesterf het vir jou sondes. Glo dat hy die prys betaal het vir jou sondes, persoonlik aan die kruis. Jesus is die enigste weg, die enigste waarheid, die enigste lewe wat jou kan red. Ons kan nie onsself red nie. Om kerk toe te gaan ons nie red nie. Om gedoop te wees, gaan ons nie red nie. Om nagmaal te neem, gaan ons nie red nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, dat ons is uit genade gered, God se genade wat ons nie verdien nie. Deur geloof, ek plaas my geloof in Jesus, en dit nie uit onsself nie. Dis nie werke nie, dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Die Bybel is duidelik daarop, dat ons is nie gered deur werke nie. Dis nie wat ons gedoen het nie, dis wat Jesus al reeds in die kruis gedoen het. Dis wat ons red, deur genade en deur ons geloof wat ons in hom plaas. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige geborene seun gegee het, Jesus Christus, sodat elkeen wat in hom glo, dis die enigste vereiste, glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis ewige lewe wat hy jou gee. Jy kan dit nie verloor nie. Jy kan nie uit sy hand uit geruk word nie. As jy gered is jy vir altyd gered. Hy gee vir jou die ewige lewe. Ewige lewe begin die oomblik wat jy glo, jou geloof in Jesus plaas. Dan begin jou ewige lewe. En jy kan dit nie verloor nie, want dan was dit nie ewige lewe nie. Dan was dit tydelike lewe. Maar God het hier beloof, die wat in hom glo, kry die ewige lewe. Dis 'n belofte wat hy gemaak het. Hebreërs sê, dit is onmoontlik vir God om te jok. Hy kan nie jok nie. So, as jy vir Jesus verwerp, sal jy vergaan. Vers 6 sê, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. En Psalm hoofstuk 1 vandag het vir ons 2 paaie gewys. Welgeluksalig, die geseënde pad, of die vervloekte pad. Soos Jeremia gesê het, lewe of dood. Ons kan kies wat ons wil hê. God gee vir ons 'n keuse. So ons kan die welgeluksalige man wees vandag, wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, wat wegbly van die goddelose, staan nie op die weg van die sondaars nie, sit nie in die kring van die spotters nie, ons hang nie met ongelowiges uit nie, trou nie ongelowiges nie, begin nie besigheid saam met hulle nie vriende met hulle nie. Wanneer meng 'n gelowige met 'n ongelowige? Slegs om die evangelie te deel. Dis al. Ons is nie vriende nie. Ons is 2 verskillende mense, 2 verskillende paaie, 2 verskillende resultate, 2 verskillende eindbestemmings. Ons het niks in gemeen met mekaar nie. Deel net die evangelie met hulle. Dis al. Ons kan die welgeluksalige man wees wat 'n behaai in die wet van die Here. Dis eerste prioriteit voor alles anders in ons lewe. Dan sal ons welgeluksalig wees. En ek wil ons vir ons elkeen 'n uitdaging gee hierdie week. Kom ons gaan lees die woord van God en ons gaan soek vir hierdie 33 geestelike seëninge. Die meeste van hulle is in Efesiërs, maar die res van hulle is oral in die woord van God. Soek vir daardie seëninge wat joune is alreeds. Dis alreeds joune, dit hoort al klaar aan jou. Jy moet dit net gaan soek. Dis 'n uitdaging vir ons almal. Laat ons die geseënde man wees wat God se woord oopmaak, wat behaai het en wat dit oordink dag
en nag. En dan sal ons hierdie vrugbare boom wees, wat by strome geplant is, wat voorspoedig is, sy blare verwelk nie. Kom ons wees die geseënde man. Kom ons bid. Here, ons sê vir U dankie vir U woord, wat lewendig is, U woord is kragtig, U woord ken ons binne en buite. U woord ken ons harte, Here, U weet wie ons is, en Here, ons vra dat U vir ons sal help, daagliks om te groei in ons kennis en ons liefde vir U, vir U woord, Here. Dankie vir die twee paaie wat U vir ons bekend gemaak het vandag, lewe, dood, geseënd of vervloek. En Here, mag elkeen van ons hier vandag die geseënde pad kies. En Here, ek vra dat sou enigiemand is wat nog nie glo in U nie, Here, dat hulle vandag sal besef dat hulle is 'n sondaar en hulle is waardig van die ewige dood en die hel. Here, ons almal is waardig van dit. Ons almal verdien die dood vir ons sondes. En Here, dankie vir U seun Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir al ons sondes, wat die prys betaal het vir ons sondes. En ons kan slegs glo in Hom en Hy sal ons dadelik vergewe en ons vrymaak van ons sondes en ons ontvang die ewige lewe in daardie wonder. Here, mag ons die geseënde man wees wat vandag en elke dag 'n behaag het in U woord, wat dit oordink dag en nag. Here, mag ons vrugte dra wat vir U verheerlik en wat 'n seëning kan wees vir ander, soos wat ons liefde uitstraal in hulle, vrede, vreugde, al die vrugte van die Heilige Gees. Mag ons 'n seëning wees vir U en vir ander. En Here, mag ons uitgaan in 'n donker wêreld vandag en die evangelie deel met die goddelose mense wat op pad is na die ewige vuur, Here. Hulle is soos kaf wat weggewaar word deur die wind. Here, mag ons met hulle die woord van God deel, die evangelie wat hulle siel kan red, voor hulle deur die wind weggewaar word, voordat hulle deur die oordeel weggeblaas word in die ewige vuur. Mag ons uitgaan en 'n lig wees vir U en 'n geseënde man wees. Mag ons dit weet, bid dit in Jesus naam alleen. Amen.